EGK Tygerberg bied met trots aan geheime agter die gordijne. Baie dankie dat julle julle huis so vir my, ek bedoel vir ons oopstel. Hierdie is wat jy naam nou weer? Rolf Petrus Gerardus Daniel Olivier Soemenkor RBGD. Sjoe, dit is omtrent 'n maand vol. Nee, Christene. sy ouers doen geen gunstige doen met daai daarmee uit vir hom verskyn. Sjoe, kom sit Chris. Baie dankie, baie dankie. Geen probleem. Met sy Zoom-vergadering. Oogies. Kom sê hallo vir die mense. Hallo Oogies, hoe gaan dit met jou? Hallo Oogies. Mooi. Kan ek julle iets kry om te drink? Koffie? Tee? Koffie sal reg wees vir my, baie dankie. 1 melk en 2 suiker. Baie Swart koffie sonder melk en 1 suiker asseblief. Kry. Ek het vandag 'n boostemme. Groot. Christian, Goed om jou weer te sien. aanklas te sien. Omtrent. Jong man, ek het jou nog nie voorheen gesien nie. Ek is sakkie klein geld, maar ek maak eintlik groot geld. Die meeste mense noem my sommer groot noot. Ja, is waar. Daar's dan maar 'n paar van daai note wat in die kerk se koffers ook al beland. Dis maar hierdie Here se genade. Ja, absoluut, absoluut. Ag, ou groot noot nou BGRD hierso. Hy is langs bietjie op die kerkjaar. So ek wil nou maar sommer so 'n bietjie rond in die buik, maar iets op die kerk en mense voor te stel, dat daarom 'n gesig vir die naam kan sit. RBGD. So, waar kom julle vandaan? Ag, weet jy, my ouers was maar hier in die gemeente, ons het maar hier in Welde groot geword en so is ons ook maar al die jare in die gemeente. Ja, hierdie is van ons getrouste lidmate. Hulle is baie betrokke by die gemeente en Vy is ook natuurlik op die CVV en op die bestuursraad ook, as ek nie verkeerd is nie. O, kom julle woensdae na Bybelstudie ook? Hierdie is van ons getrouste lidmate. Baie dankie Vy. Baie dankie. Sjoe, is die nie dalk van Tannie Mirna se koeksusters nie? Dit is ekste. Ek vir ons aan die Vy. Sjoe. So, Christian, hoe gaan dit met daardie liefdadigheidsprojek waarmee jy besig is? Baie dankie dat jy vra Vy. Ja, ons is omtrent bevoorreg. Ons het nou omtrent so 40 mense wat ons op 'n weeklikse basis bedien. En ons kyk ook nou na die moontlikheid om 'n mediese sentrum op te rig om op so 'n manier op te staan. So is baie harde werk, maar is baie lonend in die hemelse munt. Ja, julle doen goeie werk, knap gedaan. Maar net so van die os op die jas. Rolf, nee. Dis korrek. Ja. Vertel vir ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy uitgeval? Sjoe. Waar begin ek? Die Here was my so genadig. Ek is gebore in Welwel. Ek is een van 6 kinders. Sjoe. Ek was 2 jaar by die Bybelskool waar die Here my siel gebred het. Dit was in my eerste jaar waar ek waarlik gekonfronteer was met die goeie nuus en ek my sondige toestand besef het. So, wat is julle getuienis? Nee. Definitief nie baie dankie. Christian, is jy alraai? Ja, verskoon tog, ek is 100% dankie Vy. Nee, dis hier lekker koeksuster my heup uit so groot geskik. Maar so, mag nou groot noot, ons is nou hierso op 'n huisbesoek. Ek het gewonder of ek sommer net daar vir ons 'n stukkie kan lees en dan met so 'n woordjie saam bid as dit reg is met jou. Solank dit net nie Psalm 119 is nie. Nee, jy weet mos ek is net op Psalm 117 man. Ons lees daarso in Jeremia 29 vers 11. Nou ons weet natuurlik dat die Here, soos ons in daai stukkie ook sien, dat die Here die een is wat vir ons sorg. Die Here is die een wat vir ons liefhet. En hy is die een wat die beste vir ons wil hê en 'n mooi plan vir ons lewens het. En as ek so in 'n ander gedeelte in die Bybel net dink wat so praat van die vensters in die hemel wat so oop gaan en die seëninge reeds so neer. Ag, ou groot nou kan ek nou nie anders as om jou te dink in jou bankrekening. Waar die seëninge so neer
is ook nie maar nie. Maar soms so tong in die kies of noot in die kus. Meneer, ons wil net vir julle sê, vir julle as gesin, ons is baie dankbaar vir julle vir dit wat julle in die gemeente doen en ons waardeer vir julle en ons is baie lief vir julle. En ons sê baie dankie vir julle. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vir die geleentheid om hier saam te kan wees. Ons dankie vir die kosbare gesin in Here Jesus. En ons gebed is net, ons sal aanhou om hulle te seën en hulle so te beloon, Here, vir die goeie werk wat hulle ook so in ons midde doen en dit wat hulle ook vir ons beteken. Amen. Sjoe, maar dit was omtrent kort. Groot, fyn, baie dankie vir julle tyd, baie dankie dat julle by ons kan ons maak weer so as ek so is. Dankie. Volgende keer sal ek alleen kom, nie hoor. Ookies, mooi bly, sterkte by die skool, soet wees. Fyn, baie dankie weer eens vir daai gevaarlike koeksisters te maak vir my in die toekoms. Baie dankie vir julle tyd, hoor. As baie dier, mooi bly. Jong man, dis beter om nie sulke persoonlike vrae te vra oor mense se godsdienst. Godsdienst is 'n baie persoonlike saak en frankly het niks meer uit te waai nie. Stap seën. Kyk waar staan die tyd al. Oogies, jy moet kom, ons moet ry. Kom oogies. Oogies, het jou pa nou so waar geloop sonder om vir my te groet? Ja, hy is klaar die kar. Onthou, ons moet vanaand begin leer vir die eksamen wat oor 'n maand is, nie? Alles reg, mama. Totsiens my skat, lekker dag. Hallo my skat, hoe was jou dag by die skool gewees? Goed, dankie. Juffrou het ons vandag weer herinner aan ons groot eksamenmôre. So ek stres ons 'n bietjie daaroor. Toe maar ons leer mos nou al die hele maand lank aan die eksamen en ons gaan gou vanaand die laaste hersiening doen. Ek weet dit sal goed gaan. Gaan sit vir jou tas neer, was jou hande dan kan ons eet. Mooi plek. Hoi my lief. Ek is nou so honger soos 'n beer. Kos is op die tafel. Ai my vrou, gaan ons nou regtig weer vanaand spaghetti bolognese eet? Die hoeveelste keer die week is dit al? Wag 'n bietjie, die slaai kry. Ek gaan kry dit. Asseblief, bring slaag. Kom ons bid. Fai, is jy by die huis? Kom maar lief. Hoi my lief. Hoe was jou dag? Ons moet praat. Ek dink jy moet daar sit. Is alles oukei? Kom ons praat maar eers. Wat gaan aan my lief? Jy weet jy kan met my praat. Vertel my. Ek weet nie of jy sal onthou nie. Nee, jy sal onthou. So 'n paar maande terug het ons gesels oor 'n belegging en ek was nie seker of ons die geld daar moet belê nie. Ja, daardie een wat ek juis gesê het ons nie in moet belê nie. Dit was toe nou nie so wyse besluit om ons geld daar te belê nie. Ons het omtrent R200,000 verloor. R200,000. Ek is jammer, ek moes na jou geluister. Hoekom het jy nie net na my geluister nie? Wat weet ek tog? Al waarvoor ek mos goed is om in die kombuis te wees. En deesdae is dit ook nie goed genoeg nie. Vrou mense kan dit nie verstaan nie. Bye, Iffie. Is jy by die huis? Hoi. Ek het vir jou blomme gebring. En vir wat was dit nou gewees? Jy is my vrou en
iets moois vir jou doen. Wag 'n bietjie. Jy doen nooit iets moois vir my. Ag, dis dan nie waar nie. Nee, wat het jy nou weer gaan staan en aanvang? Jy het seker weer al ons geld gaan staan en verloor. Weet jy wat? Ek kan jou nog nooit vertrou. En jy is net nooit tevrede nie. Selfs nie met 'n bos blomme nie. Ek gee moed op. Wat moet 'n man doen om te wen? Liefie, Ja, ek is baie besig. liefie. Sal jy my gou asseblief kom help met hierdie pasgoed? Ek het so 'n moeilike dag by die skool gehad vandag en ek is regtig baie moeg. Ag, asseblief. Onderwysers werk net halfdag. Hoe mag my net wees? Wat? Weet jy wat? Jy is regtig belaglik. Jy sit heeldag net voor jou rekenaar. Jy het eers net tyd vir my en vir oogies nie. Weet jy wat? Ek sal dit self doen. Fyn. Sorry, ek stop gou. Ek moet kan eet. Ja, ek het nog 'n dag van netbal kyk en ek moet so moeg maak. Ek stop vlug. Wat 'n tipe pa is jy? Jou dogter speel 'n belangrike wedstryd en jy sit heeltyd op jou foon. Waarvan praat jy? Ek was die hele dag daar. Ek was langs die baan, was selfs op die baan. Jou lyf was dalk daar, maar jou gedagtes was bitter ver weg gewees. Ag, jy's nou belaglik. Dink jy dis van my wat heeldag staan en netbal kyk, dat jy daai blink motor daar buite kan ry? Geld is nie alles nie. Regtig. Maar die afgelope 3 maande is al wat ek hoor. Groot nood, jy het al ons geld verloor. Groot nood, hoe gaan ons die geld terugkry? Die feit dat ek dit reeds teruggemaak het, beteken niks. Naweke is vir Zoe Train geld, ek het gesê gaan stop. Naweke is vir familie. Dan kan jou werk maar tog net 'n klein bietjie wag. Dis reg, maar elke Saterdag wil jy saam met jou vriendinne gaan ronddrink. Dan los jy my en oogies in elk geval alleen. Ag, weet jy wat? As dit jou dan so geplooi, hoekom het jy dan niets gesê nie? Vat jy op wat ek sê iets? Dis nie asof jy ooit luister as ek praat nie. Weet jy wat? Jy's belaglik. Selfs Christian, die ouderling was daar om sy broerskind te kom ondersteun. Christian Kuifie. Hoekom kan jy nie so wees? As hy so wonderlik is en jy so mal rond, dalk moet jy hom vra om jou man te wees. Wel, dalk sal. Ten minste weet hy wat is belangrik in die lewe. O nee, nou maar maak so, hoor. Hallo julle. Hoi baby. Ag, dit is so lekker om julle almal weer te sien. Hallo Percy. Hallo Karen. Dit is regtig lekker om julle weer te sien. Ek het dit so nodig in die laaste tyd gehad. Baby, vertel my eers hoe gaan dit met jou? Julle, ek moet julle vertel. Ek het gister die oulikste mondeling in my klas gehad. Die dogtertjie begin so verkewe. Goeiedag klas. Welkom by KKK. Nee, juffrou, nie daai een nie. Karla se kitskombuis. Julle was so oulik, sy het selfs die kinders met eierdoppe gegooi. En julle, hoe gaan dit? Oh, nee, hoorie, as ek oor die man se my werk moet praat, nee. Kyk, my skan hulle met absoluut niks vertrou nie. Nee, dis useless, man. Ek gaan daar stop. Weet jy wat sal daar vir werk? Vertel vir my. Nala se nailsalon. Kyk net wat sy gedoen het. Nee, dit is nog nie vraag. Dit is so goed visueel. Ek stel op sterk voor. Oh nee, asseblief. Jy moet jou nommer aan. Ek gaan nommer dit begin spannend in my lewe. Fyn. En met jou, jy was so stil die afgelope tyd. Is daar iets fout? Hoe gaan dit? Dit is regtig niks nie. Ja. Maar ek kan sien iets is fout. Vertel vir ons.
laaste 6 maande. Dis asof ons die spark in die huwelik verloor het. Ek moet al ewig net agter hom skoonmaak, hom versorg en hy sien my nie eens raak nie. Hy staan nie eens belang in hoe ek voel. Jy wat? Hy klink so regte skip. Hy besef nie met wat sy juweel hy getroud is nie. Karen, moet nou nie 'n wig tussen hulle indryf nie asseblief. Wag eens. Wat is dit nou? 'n wedge vriende. Hy is nou net so dom so sak aardappels. Sy kan nie wat iets van hom maak nie. Weet jy, ek het die kaart TikTok gekyk. Van daai ander vrou wat so naam, sy praat van mans is so gister. Sandra, en weet jy wat sy sê? Sy sê dat jou voel en ervaar is net so belangrik soos sy gevoelens en wat hy wil hê. En jy wil ek verg ons wederwysige aandag en liefde. Wel, fyn, as ek jy was. Ek al lank al die hande kan gooi en weggeloop. Maar wat van Oogie? Vat haar saam. Sy verdien definitief nie om in 'n liefdelose huis groot te word nie. Weet jy wat? Jy is heeltemal reg. Ek was so skaam langs daai netbalbaan gewees. Hy ondersteun nie sy eie dogter nie. Selfs Christian, ons ouderling, was daar om sy broerskind te kom ondersteun. Ek wens my man was so gewees. Jy verdien 'n man soos Christian. Hy sal jou absoluut op die hande dra en jy sal so gelukkig wees. Nou ja, vriendin. Wat is dit? Nou, dit is nog nie gerein nie, né? Ek is moeg daarvoor om soos niks gehanteer te word nie. Geen liefde of waardering te kry nie. Maar Christian, hy groet my bedagsaam in die kerk op Sondag. Hy laat enigiemand spesiaal. Dit is iets wat ek bitter lanklaas van my eie man ervaar het. Wow, vriendin. Moet nou nie die baba met die badwater uitgooi nie. Begin by die begin. Het jy al gebid vir jou huwelik? Gebed. Ja, bid. Wat gaan gebed nou? God bekommer hom nie oor ons nie. Ons baie belangriker dinge in die wêreld as ons goedjies, soos die aardbewing in Turkye of die oorlog tussen Rusland en Mosambiek. Bedoel jy nie? Ag, party op mekaar. In elk geval, ek en Gerrit het so gebid vir ons huwelik. En ek kan nie eens begin om julle te verduidelik hoe geseënd en gelukkig ons is nie. Die Here gebruik die huwelik om ons te vorm na sy beeld. En al is dit soms 'n bitterpil om te sluk, hulle maak gesond. Nee, want Sakkie het daardie pille nodig. Hy is die groot probleem. Ek weet hoe kragtig gebed kan wees. Kan ek dan ten minste vir jou bid? Die Here se genade is vir ons genoeg. Al verdien ons dit nie. Hier, in die publiek. Nee, baie dankie. My godsdienst is privaat, maar baie dankie. Sal maar vir jou bid my stil. As jy nou regtig wil, dan kan jy seker maak. Maar onthou, Sakkie is die een wat die probleem is, nie ek nie. Amen. I feel it. Goeiemôre oom Uitling. Môre Oogie, so gaan met jou? En homself. Dit is mooi. Môre, Christian. Goeiemôre Faye, gaan met jou? Goed, dankie jouself. Ja, baie goed, dankie. Lekker om julle te sien. Goedjies, gaan speel gou met ons, like jy laat groot musiek. Christian, ek het gewonder of jy my dalk gou kan help. Ek kan net die tafel skuif, want ek gedink hy moet dalk net daar kom. Okay, ek maak so. Het jy iets anders met jou hare begin? Maar dit het net so op aan my gesit. Dit pas jy, lyk baie mooi. Waar wil jy mee precies? Ek het gedink daar, in daai hoekie. Okay. Maak so. Goed. Wat hy? Nou wense? Sjoe, jy lyk omtrent maklik net uit. Baie dankie. Maar ek sê altyd vir krag kom nie van self nie en kuif lê ook nie van self. Christian, kan ek jou net help? Jou das is Jy kan net het maak. skeef. Nee, so kom maar man, seker maar vrymoedig ek vir jou. So ja.
besoekers. Vir die wat my nie ken nie, ek is Johnny Langasem Koetsie. En ek staan 'n bietjie in vir Dominee Kortbroek Kreer. Hy besluit hy gaan sy kyte flex daar in Margate. Ons hoop maar hulle die Margaters het hulle sonbrille aan. Ons weet julle mis hom. Nie soos die oomie wat vir hulle 25ste huweliksherdenking na sy vroukie toe gaan en sê, my vrou, vir ons 25ste vat ek vir jou China toe. Sy is, dit klink verskriklik, eksoties, my man, wat gaan jy doen vir ons 50ste? Sê die oomie, dan kom haal ek jou. Ons weet, dit is nie die geval hierso nie. Ons wil by mekaar wees, want ons het hierdie gemeenskaplike liefde vir Jesus Christus, die een wat ons saam bind. Met daai kosbare gedagte, kom ons maak ook die woord van God, die absolute waarheid daar in Genesis. En ek lees vir ons saam uit Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Hoofstuk 2 vers 15. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel met te bewerk en te bewaak. En die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Hoofstuk 3 vers 1, toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Ja, dat 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer, om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet, en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Broers en susters, ons sien in hierdie gedeelte hoe Adam en Eva geskep is in hierdie perfekte verhouding met God, onder God se beskerming, afhanklik van God. Ons sien ook verder hierso dat God hulle so skaap op 'n manier dat hulle 'n vrye wil het. Hulle kan kies om hom gehoorsaam te hê en om hom lief te hê. Maar ons sien dat Adam en Eva tree op in ongehoorsaamheid, in rebellie teenoor God. Hulle kies om onafhanklik van God te wees en so verbrokkel hierdie perfekte verhouding wat hulle met God het. En sonde en die dood dring die wêreld na binne. God het hulle gewaarsku, as julle van hierdie verbode vrug eet, sal julle sekerlik sterwe. Maar wat word bedoel met hierdie sterwe? En hoe sou Adam en Eva dit verstaan? Kyk gou na hierdie takkie. Hy is net nou nog van die boom afgeruk. Is hy lewendig of is hy dood? Hy is dood. Jy sien die oomblik toe hy afgeruk is van sy bron van lewe, die boom, het hy begin sterf. Stadig maar seker is dit besig op hom in te werk. Kyk na hierdie takkie. Hierdie enetjie is so 3 weke terug afgeruk. Hoe vars lyk hy nog? Ja nee, ek sien die plooie. Kyk net maar so nou onder die oog. Stadig maar seker werk dit in. En hierdie ene wat al 6 maande terug afgepluk is. Ja, sy 4 maak oud. Nou hierdie illustrasie help ons om te verstaan wat het God bedoel met julle sal sekerlik sterwe. Geestelik was Adam en Eva onmiddellik afgesny van God toe hulle van daai verbode vrug eet. Afgesny van hulle bron van geestelike gesondheid, van hulle bron van geestelike lewe. Afgesny van hulle Skepper God. Fisies het Adam en Eva nog gesond gelyk, maar die dood wat nou ingetree het as gevolg van hulle sonde, het stadig maar seker begin inwerk op hulle liggame. En dit sou veroorsaak dat hulle ook dan eendag fisies sterf. En wanneer dit gebeur,
dan gaan hulle die ewigheid in en sal hulle vir ewig dood wees sonder God, altyd afgesny van hom, want God is volkome heilig. Hy laat geen sonde ongestraf bly nie. Ons maak dus hier onderskeid tussen 'n onmiddellike geestelike dood en 'n stadig werkende fisiese dood wat dan lei tot 'n ewige dood. 'n Ewige dood vir elke mens wat sonder God sterf. Nou jy mag dalk vandag dink, "Sjoe, ek spring daar hierdie vry, want ek is nie so groot sondaar soos Adam en Eva nie. Ek het tog nie van daardie verbode vrug geëet nie." Jy sal verkeerd wees. In Romeine lees ons, "Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het." Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en die loon van die sonde is die dood. So die feit dat elke mens wat gebore word, eendag gaan sterf, eendag doodgaan, dis die bewys dat elke mens 'n sondaar is. Elke mens kry daardie loon van 'n sondaar. Elke mens kry daai dood. Jy sterf. En dit sluit vir jou en vir my in. Is die mens dan sonder hoop? Jy lewe, jy gaan dood, en dan wag 'n ewige dood sonder God jou. Selfs al doen jy baie goeie werke en doen jou bes hier op die aarde. Nee, stellig nie. Daar is goeie nuus. In Romeine 6:23 lees ons ook, "Maar die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here." Daar is dus vir die sondaar hoop. Hoop met 'n hoofletter H, naamlik Jesus Christus. Wat ons elkeen onsself eerlik vanoggend moet afvra is, as ek vandag sou doodgaan, waar gaan ek die ewigheid spandeer? In die ewige lewe met God, of in 'n ewige dood sonder God? Het ek al my geloof in Jesus Christus alleen geplaas om my as sondaar te red, sodat ek deel kan hê aan die ewige lewe? En indien wel, wys my hele lewenswandel sonder twyfel dat ek 'n volgeling van Jesus is. Ek sluit af en ek los hier met Johannes 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank U vir U liefdevolle barmhartigheid, dat U so uitstort oor 'n onverdienste mensdom, 'n rebelse mensdom. O Heilige Gees, lei en help ons elkeen om Jesus te leer ken as die enigste weg, die waarheid en die lewe. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir Joshua Jordaan met die slotlied. Baie dankie Joshua. Time
say that you're following Jesus, but you're giving me a reason to doubt. You pray, oh Lord, send the blind and the lost, but you never pray, Lord, send me out. The harvest is plenty and the workers are few. The reason could be that the worker is you. So test all your dreams, your goals and ambitions. Do you really believe that the gospel is true? Hand to the plow, I'm tired of you talking. There's no time to lose. Are you trying to hide? There's a wind in the sails, but you're still in the heart, while millions are drowning outside. You say you're alive, but I don't see you living. You say you're a servant, but I've never seen you serve. Oh, where are the faith, the Lord's precious few? Where are the words? Does anybody know? Does anybody know? Does anybody know? So, baie dankie broer Joshua, dit was kosbaar. Ek hoop dit het elkeen van u se harte geraak, net soos myne, en dit los ons nie net daar met woorde nie, maar dit ons hierdie week dryf tot aksie. Kosbaar. Kom ons staan asseblief vir die seën. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede as jy met God vrede het. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teer opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees bly totdat Jesus kom. Amen. Môre Dominee, ek is sakkie klein geld. Maar ja, soos ek altyd sê, ek maak eintlik groot geld. So hierdie mense ken my maar as groot genoeg. Dis jammer ek was so laat, Dominee. Doen my lang was en bly te ken, broer. Maar vertel my, wat het jy so laat gemaak? Dit is maar 'n krisis daar by die werk, Dominee. Daar's geen genade daar nie. So, maar ek kon sien jy seker daarom op Woensdag aan die Bybelstudie, né broer? So. Dink jy dit gaan moontlik wees, Dominee? Ek werk al baie lank aan 'n groot projek en daar's 'n moontlike groot promosie vir my en ek kan nie nou slaap lê nie. Dis soos hierdie man nou gesing het. Dis nou tyd vir Ek dink jy verstaan verkeerd broer, want Ek moet verskoon. Ons het 'n skaalwerk in die oond en mense wat kom kuier. Baie dankie vir jou mense boodskap. lekker om te ontmoet, Dominee. Dis jammer. Baie dankie. Hi. Gaan jy vanaand Bybelstudie toe? Nee, ek het mos Sondag gesê ek gaan nie. Moenie so op my skree nie. Papa, Ronald, ons val het vandag gewen en ek het die video gegooi. En ek was speler van die wedstryd. Dis baie mooi, Ogies. Luister, ek het jou maas net besig. Gee ons 'n kans om klaar te maak. Luister, die vroumies. Ek raak te moeg hiervoor. Jy het al ewig een of ander probleem met my. Wel, dalk as jy net bietjie meer met my gesels, dan hoef ek nie vir jou alles te vra nie. Hou net op, kerm. Ek gee vir jou alles. Hierdie huis, kar, mooi klere, vermeering en alles is vir jou net vanselfsprekend. Jy sit heeldag agter jou rekenaar. Ek en Bogies sien jou nooit nie. Ja, ek werk die hele dag. Dink jy dis vir my lekker? Dis sodat ek hierdie alles vir julle kan gee. Ag, weet jy wat? Baie dankie. Ek waardeer Hou dit net op. vreeslik. Ek kan dit nie meer vat nie. Hou net op Jy meer. is so klein vir jou eie kind nie. Wat van jou? Mooi. Probeer alles.
Here, sien hierdie kos in ons liggaam. Amen. En die hande wat daarvoor voorberei. Amen. Myself te koop. Ek het werk moet doen, so verskoon my asseblief. Soos gewoonlik. Baie dankie vir jou hulp met die regmaak vir die diens. Ek waardeer jou baie. Jy is meer as welkom. Dis altyd vir my lekker om so 'n mooi dame soos jy te kan help. Dis baie jammer dat ek jou nie vanaand by die Bybelstudie gaan sien nie. Weet jy, ek het besluit ek gaan steeds kom. Dis belangrik om Bybelstudie by te woon. So, jy sal my beslis daar sien. Bloos gesê. Hoe gaan ek nou kan fokus op dit wat die dominee sê? Hallo? Hier is Choma. Hoe gaan dit? Saterdag. Ja, dit klink lekker. Saterdag kan werk. Ja, nee, verseker. Meester, ek en die manne van Saterdag 'n bietjie golf speel. Ek gaan nie laat vroeg terug wees nie. So, asseblief nie vir my wag nie. Weet jy wat? Doen net wat jy wil. Jy gaan dit in elk geval doen. Ek gaan vanaand Bybelstudie doen. Verskoon my. Nie met tyd nie. Ek sien die tyd het ons ingehol, so haas my, maar ek wil graag net afsluit deur 2 vrae in die gemoed te laat. En die eerste vraag is dan natuurlik, as jy nou tot sterwe moet kom, waar gaan jy jou oë oopmaak? En kom ons veronderstel nou jy sê ek gaan my oë nou oopmaak daar in die hemel. En een moet in die hemel vir jou vra, maar waarom moet ek jou in die hemel vra? Wat sal jou antwoord wees? Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die opneem van die offergawe van die diens en dan direk daarop ons ouderlik om net 'n afkondiging te doen namens die kerkraad. Gemeente, goeiemôre. Ons wil elkeen van julle net baie hartlik uitnooi na volgende Woensdag aand. Ons gaan so 'n sessie hê oor die huwelik
En dan praat ek nou nie oor die vrou wat sê, hier wil ek dit hê, hier wil ek dat hê nie. Ons gaan gesels oor die Bybel se uitkyk oor die huwelik en wat die Bybel daaroor sê. Ons gaan so 'n paar gedeeltes daarso ek dink in Eksodus of in Levitikus kyk. Hier is natuurlik elkeen baie welkom die getroude paartjies. Dit wil sê vir die enkel lopendes, ons bid vir julle. Baie dankie broeder. Dis in Genesis 2 waar dit praat oor die huwelik. Wat moet ons sê? Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Amen. Lekker om julle weer bietjie te sien. Hoe gaan dit? Goeie dankie met jou, Philip. Baie goeie dankie. Waar's grootdood? Weet jy wat, hy het gister golf gespeel en hy het blijkbaar 'n baie belangrike ding om te doen voor die werk. So, hy kon net ongelukkig vanoggend nie wees nie. Hy moet seker baie van golf hou. Ja. Verskoon my gebid dat ek net vir by Chris gaan werk. Seker. Ek gesels maar weer later. Hoi Christian. Hallo Faye, gaan met jou? Dit gaan goed, dankie met jou. Mooi, hallo Maggies. So waar het julle die res van die week? Ek het ons sekretaresse van die kerk beloof. Ek sal haar help met die offerte blad en die sending uitkry. Nee, dit is baie. Dis omtrent 500 wat ek verplan. Right, het jy nou hulp nodig? Ek kan selfs help lê. Plak. So baie waardeer hoor. Nee, maar dan maak ons so. Ons maak so. Jo, baie dankie. Ek waardeer dit regtig baie. Kan ons dit ook sommer by jou huis doen? Ja. Dit sal great wees. Ek sal vir jou my adres stuur. Ek het dit nog. Dankie, dit sal waardeer. Ja, ja. Mama, kan ek kom help? Ek het gewoon my dit saam. Nee my skat, jy het baie huiswerk om te doen. Jy gaan nie by mamma gaan. Maar asseblief, mama. Nee, Zoe, ek het klaar gepraat. Ek sien vir jou. Dankie, Christian. Hallo Maggies. Dankie Karen. Dankie dat jy nou ook eens gekyk het. Dis dan nog jou goed dat om by die huis aan te kom. Ekskuus my. Jy sien my vrou nie. Nee, dis ook nie jou huis nie. Ek sal jou aankom net wanneer ek wil. Jy kan baie bly as ek met jou praat. Genade. Ek dink ek en elke ander man is bly jy sien ons vrou. Ek is hier 'n single as 'n man soos jy getroud is. As ek jou vrou was, ek op 'n ander plek getroos. Ekskuus. Wat bedoel jy daarmee? Weet jy wat? Dit maak in elk geval die saak nie want ja nie meneer, geen nie. Luister hier Karen. Ek dink jy moet op jou besem klim en dan maak jy hom. Yes. Daar's die weer. Wat is skat wat jy kry beter man as jy pa eendag hoor. Dis met jou is bly. Elke dag geblak op gebeur. Tja. Maggies, daai antie van jou. Sy's al die enetjie hoor. Hoe was jou dag met kind? Lekker, papa. Papa se manna. Goeienaand, meneer De Ruyter. Nee, ek is nie besig met iets belangriks nie. Nee. Ja, meneer. Gee my net. Nee, maar die kontrak het alles so duidelik gestipuleer. Dit kan nie. Ek verstaan die impak op die besigheid. En op my loopbaan? Nee, maar jy kan nie na al die jare se harde werk nie nou laat gaan nie. Nee. Ek kan ons môre praat, meneer. Nee! Al die jare se harde werk, alles verniet. Waar was die Here? Hoekom het U my nie gehelp nie? Ek het gevra dat U daar moet wees. Hoekom was U nie daar nie? Hoekom het U my nie gehelp nie?
tyd vir jou nie. Jy sal dit nooit maak nie. Seelspad, dis te groot mense. Met 'n pa soos nie, wat se hoop is daar vir jou in die lewe? Jy is nie belangrik nie. Niks maar. Jy sal dit nooit maak nie. Dit is van sy geniaal nie. Jy kan dit ophou. Dit sal nie werk nie. Jy sal... Sou jy klein geld, maak op die deur. Ek kom in. Oggies, ek het jou pret, hè? Oggies. Nee! Oggies, wat het jy gemaak? Oggies, wat moet ek doen? Oggies, my kind. Wat kan ek doen? Asseblief nie. Here, help my, wat moet ek doen? Oggies. Oggies, asseblief, praat met my. Wat moet ek doen, Here? Wat moet ek doen? Ambulans. Eenmaal, triple 1. Antwoord asseblief. Hallo, julle moet dadelik kom. My dogter het haar pols gesny. Hier's verskriklik baie bloed, kom asseblief. Dis Sakkie wat praat. 15 Vyeboomstraat bel. Kom dadelik, 15 Vyeboom. Gies, asseblief my kind, kom. Help my. Gies, asseblief my kind. Vy, antwoord. Vy, waar is jy? Met Christian. Vy, jy moet dadelik kom. Gies, sit haar pols gesny, hier's verskriklik baie bloed. Die ambulans is op pad, kry ons by die hospitaal, kom dadelik. Gies, asseblief my kind, kom. Gies. Asseblief, Heer, help my. Gies, my kind. Gies. Asseblief, kom, Heer, kom. Help my asseblief, Heer, kom. Wat ek nou gebel het, ek het so gou as moontlik gekom as wat ek kon. Wat het gebeur? So, ek en Oggies was alleen by die huis en ek het haar na haar kamer gaan soek en toe ek aankom, dis alles vol bloed en sy haar pols gesny. Verstaan dit nie. Die dokter was nou nie en hy sê sy hoort al uit te wees. Dis verskriklik. Maar gaan jy okay wees? Ek kon nog nie dink aan myself nie. Hey, maat, ek kan net dink hoe jy moet voel. Papa, Sê wat jy. Dankie. Sakkie, bel my
jy my terug het asseblief? Sterkte vir julle. Dankie. Maurice, jy moet gou gesond word. Dis nie vir binnekort. Maurice. Jy het niks om voor jammer te wees, my kind. Dis ons wat jammer moet wees. Ons is so lief vir jou. Ons is lief vir jou, my kind. Hey, Philip, jy moet maar vanavond verskoon. Paai maak gewoonlik die koffie. Hierdie gaan dalk nie so draai wees nie. Ek dink ek moet sê as jy wees, baie dankie. Baie dankie. Hey. Philip. So, dankie dat jy kom kuier het. Ons waardeer jou ondersteuning in die afgelope tyd verskriklik baie. Dit het baie vir ons gesin beteken. As die afgelope 2 weke het ek so 'n lekker griepverkoue gehad, maar met die genade van die Here is ek hier vanaand. Ek het dit nie gemaak nie, maar so bly ek is hier by julle. Jy weet jy sakkie, ek is hier vir julle gesin. Dit is vir my regtig belangrik om deel te wees van julle. Maar sê vir my, hoe gaan dit nou by julle? So, Philip, soos wat jy weet, was dit 'n baie rowwe tyd gewees. Uitdagend. Ek dink die ding met my heeltyd pla en waar ek aan mekaar dink is, waar was God in hierdie tyd gewees? Ja, dit is vraag betekens op vraag. Ek aanbid hom tog. Ek vra hom om my te help, maar hoekom laat God toe dat slegte dinge met ons gebeur? Ek het my werk verloor. Ek het amper vir oogies verloor. Ek het nie weet hoe dit alles te hanteer nie. Maar Sakkie, jy sê jy is 'n volgeling van Jesus. Wat beteken dit vir jou? Wat beteken dit vir jou om Jesus te volg? Wel, ek gaan kerk toe. Ek bid. Ek lees my Bybel. Soms minder as wat ek moet. Ek is ook gedoop. Ek dink ek lei 'n goeie lewe. Nou kom ek vanaand vir julle 'n storie vertel. Weet julle, daar was eendag 'n lewensredder gewees. Hy was so in sy ou rooi spiere broekie daar op die strand, op 'n lieflike sonskyndag gewees. Op sy pos toe iemand hom toe aangehardloop kom eendag en geroep het om hulp, want daar was mense wat besig was om in die see te verdrink. Nou hierdie lewensredder het gesien hoe die persoon hom toe aangehardloop kom en wat hom hulp gesoek het. Maar hy het hom net eenvoudig ignoreer en sy kop weggedraai. Die persoon het weer en weer probeer om sy aandag te trek, maar hierdie lewensredder wil net eenvoudig niks weet nie. Want sien, hy was besig, of hy was te besig met sy eie dinge, met sy eie sake, met sy eie belange. Jy het oorfone op sy kop gehad met lekker musiek in die ore, wat hom doof gehou het van die geroep van mense. Maar die ergste van alles is, hy lewensredder kon nie eens swem nie. Wat? Kom sê hy 'n lewensredder as hy nie eens kan swem nie. Dit maak nie sin. Weet jy, ja, hy was van jongs af, was hy by die see gewees. Hy het elke liewe dag van sy lewe, hy probeer om by die see uit te kom. En die mense daar op die strand het van hom begin hou, hulle het lief geraak vir hom. En hy was so lank daar, dat hulle hom hierdie lewensredder gemaak het. Maar weet julle, net soos hierdie verhaal van hierdie lewensredder, wat eintlik niks beteken het in die pos waar hy aangestel is. Net so word ons vandag as Christene geklassifiseer, net omdat ons miskien in 'n Christelike ouerhuis groot geword het. Of miskien gereeld kerk toe gaan. Of miskien in hierdie Christelike omgewing, Christelike kultuur groot geword het. Maar dit maak nie vir ons 'n ware Christen nie. Maar ek verstaan nie. Wat is 'n ware Christen dan?
Voor ek daar kom, weet jy, die Bybel leer ons dat ons 'n boom sal ken aan sy vrug. 'n Boom is of goed of sleg. Maar weet jy, 'n goeie boom kan die goeie vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan die slegte vrugte dra. Maar Sakkie, ek wil net of jou 'n vraag vra is. Dink jy is 'n goeie mens? Dink jy sal hemel toe gaan? Dink jy dat as jy vanaand tot sterwe kom, dat jy goed genoeg is om hemel toe te gaan? Ek betaal my 10de. Ek betaal soms meer as my 10de. Ek dink dit is beter as party mense daar buite. En verseker beter as baie mense in die tronk. Maar wat is die standaard vir hemel dan eintlik? Nee, dis eintlik baie maklik. Die standaard van die hemel is God se standaard van heiligheid. Nie die mens se standaard nie, maar God se standaard, want dit is immer sy hemel. Maar weet jy, die 10 gebooie is ook die wet van God. Maar dit is die morele standaard waar ons onsself kan meet vandag. Kan jy dalk die 10 gebooie onthou? Ons het dit destyds op Sondagskool geleer, maar soos wat jy kan sien is dit baie jare gelede. Ek dink ek kan al 10 kan onthou. Kom ons kyk, probeer. Jy mag nie moord pleeg nie. Ja. Jy mag nie steel nie. Ja. Is dit een dat jy nie mag lieg? Jy is heeltemal reg, Sakkie. Maar jy het nou net 3 van die 10 opgenoem. Maar kan ek jou net gaan vra eers weer? Het jy al ooit 'n leuen vertel? 'n Broer, het jy al ooit iets gehad? Iets gesteel? Jesus sê dat hy wat sy broer haat is 'n moordenaar. Het jy al ooit iemand gehaat? Dan het. Maar hoekom doen ek hierdie goed? Ek lieg. Ek steel. Ek haat. Ek dink ek haat myself. Ek dink logies haat my. Ek is so selfsugtig dat my eie dogter nie eens weet dat ek vir haar lief is nie. Ja, Sakkie. Die slegte nuus is dat jy sonde doen omdat jy 'n sondaar is. Maar dit is nie die primêre probleem dat jy sonde doen nie. Jou dade is maar net die vrug van jou hart. Weet jy, Sakkie, jy is as 'n slegte boom gebore, net soos elke liewe mens hier op aarde is. Jy kan net slegte vrugte dra. Jy nie een van jou goeie dade wat jy probeer in jou lewe tot dusver het iets beteken nie. Dit inteendeel beteken niks. Jy sal jou hart en jou natuur moet verander. Hoe is dit moontlik? Ek dink dit is onmoontlik. Ek kan dit nie doen nie. So wat se hoop is daar vir my? Jy kan dit nie self doen nie. Jy is hulpeloos. Dit is so asof jy in die diep kant in 'n swembad ingegooi word en jy is besig om te verdrink. Jy kan jou nie self red dan nie. Ek het nie baie hare nie, maar jy kan jouself nie in jou bos hare gryp en uit daardie verknorsing waar jy is uitruk nie. Sakkie, jy het iemand nodig om jou te kom help in daardie toestand waarin jy is. Jy het wedergeboorte nodig, broer. Ons lees dit daar in Johannes hoofstuk 3. Maar ek het daai hulp nodig. As al my werke niks beteken nie,
Nou, my geld beteken niks nie. My hart is vol sonde. Ek het nood. Ek het 'n groot nood, ek het hulp nodig. Kom ek sê vir jou wat 'n ware Christen is. Weet jy, dit is iemand wat op sy eie ken dat hulle skuldig staan voor hierdie heilige en regverdige God. En besef dat hulle eie werk hulle self nie kan red nie. Weet jy, 'n ware Christen maak nie staat op hulle eie werk nie. Hulle maak staat op die Verlosser Jesus Christus. Weet jy, hy het vir ons 2000 jaar terug, het hy vir ons gesterf aan die prys op Golgotha. Sy laaste kruiswoorde daar was, dit is volbring. Dit beteken tetelestai, die kontrak is voltooi. Jesus het vir ons daar gesterf. Hy is begrawe, hy het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel en hy sit heiliglik aan die regterhand van God ons hemelse Vader. Sakkie, Jesus se werk is klaar. Maar daar's twee dinge wat jy vanaand moet doen om te keer dat jy nie moet help. Wat is dit? Wat doen? Nou die eerste is dat jy jou sondes moet bely en laat staan. As ek net gaan demonstreer, dit is jy die pad wat jy besig is om te stap, moet jy as ware 180 grade draai, omkeer. Jou rug draai op daai manier wat jy beplan het vir jouself. En jy moet 'n pad stap wat Jesus Christus vir jou beplan het. Dit is die een. Die tweede ding wat jy moet doen is, jy moet op Jesus Christus vertrou vir jou verlosser en op jou verlosser en saligmaker. Maak die dinge vir jou alles sin. Dit is wat ek wil hê. Ek wil Jesus hê. Ek het hom nodig. Here, vergewe my asseblief, Here. Red my asseblief, Here. Red my. Hi, lief. Hi. Ek het Bogie se gunsteling koekies gebring. Sy is klaar bed toe. Vir wat gee jy nou ewe skielik om oor ons gesin? Dit kos ons dogter se amper dood vir jou ewe skielik vreeslik om te gee. Ek weet. Ek is jammer. Maar ek is nou hier. En ek besef nou hoe kosbaar julle vir my is. En dat ek julle wil lief hê en koester vir die res van my lewe. Wat gaan aan met jou? Jy is baie anders hierdie laaste tyd. Jy tree vreemd op. Nou die dag toe die taxi voor jou indruk, verloor jy nie eers jou humeur en gaan op jou toeter te kere nie. Nee, jy wil my help in die huis. En jy's vol vreugde die hele tyd. Nee, jy's baie anders. Jy's reg, dit is anders. Ek kon julle nooit voorheen lief hê soos wat ek moes. Maar Jesus het my kom wys wat ware liefde is. Dat hy my so lief het dat hy aan die kruis vir my gesterf het. Hy het my hart deur sy genade kom verander. En daarom wil ek julle nou lief hê vir die res van my lewe. Jy verstaan nie. Ek verdien nie dat jy my lief het. Ek het iets verskriklik gedoen. Christian, Chris, wat het hy hier my uit te waai? hy, Tel my lief, dit kan nie so erg wees nie. ek het jou verneem, Christian. Maar dit was nie emosioneel gewees. Wat? Hoe kon jy? Jy was so besig vir die laaste paar maande. Christian, ons ouderling. So spesiaal ek voel. Jy het nie meer tyd vir my of vir oogies gehad nie. Ek weet nie wat om te sê nie.
Here, help ons asseblief, Here. Help ons asseblief, Here, help ons. Hallo Philip. Hey, Sakkie. Kom Lekker om jou weer te sien, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dankie Philip. Ai broer, ons het vanaand jou hulp en jou bystand baie nodig. Seker my broer. Kan jy asseblief met Faye gesels? Sy sit hier in die sitkamer, ons het regtig nou nodig te gesels. Kom asseblief in. Nancy, Faye. Sit Trek maar hier sit. Baie dankie julle. Faye, hoe gaan dit met jou? Ag, Philip. Hoe gee jy nog om vir my? Ek verdien dit nie. Want jy is my vrou. En ek is lief vir jou. Verstaan jy regtig wat ek gedoen het? Ek het agter 'n ander man aangehardloop. Emosioneel betrokke geraak by hom. En jou verneek. Hoe kan jy my ooit vergewe? Ai my vrou. Jesus het al my sondes vergewe. Veel erger ding. Hoe kan ek jou nie vergewe? Hoe kan jy dit sê? Ek verstaan dit nie. Is jy nie kwaad of ontstel nie? Wat gaan aan met jou? Ek is al daai dinge. Ek is kwaad. Ek is teleurgestel. Maar ek kies om jou lief te hê. En dis omdat Jesus my lief het, wat ek jou so kan lief hê. Verstaan jy regtig wat ek gedoen het? Faye. Weet jy, die oorsprong van die probleem is nie dat jy egbreek gepleeg het. Jy het nie 'n sondaar geword toe jy egbreek gepleeg het. Jy is as 'n sondaar gebore. En jy is nog jou hele lewe lank as jy 'n sondaar gewees. Jou sondige natuur dryf jy na sonde toe. Besef jy dit? Sakkie, hoe is dit moontlik? Hoe kan jy my vergewe? Faye, net 'n bietjie vir my. Weet jy, jou man het jou vergewe omdat Christus hom vergewe het. Dit is met hierdie vergifnis wat hy ontvang het, dat hy jou kan vergewe. Nie het enigiets wat jy doen om dit te verdien nie, maar dit is eintlik uit genade uit. Net soos Christus hom vergewe het, kan Christus jou ook vergewe. En dis met 'n groot as, jy jou skuld erken voor 'n regverdige en heilige God. Jou sonde was eintlik teen die God wat alles geskaap het. Teen die God wat julle as man en vrou geskaap het. Wat julle huwelik geskep het. Dit is teen hierdie God wat jy gesondig het. En jy staan eintlik skuldig voor hom. Het jy ooit daaroor gedink? Ja. Sê. Faye, maar besef jy dat jy 'n verlosser nodig het? En dat jy jouself nie kan red uit hierdie toestand waarin jy is nie. Ek kan nie myself help. Ek het gesondig. Maar ek moet die prys daarvoor betaal. Jy is heeltemal reg. Ons lees dit daar in Johannes 6 vers 3, in Romeine 6 vers 23, amper haal ek die verkeerde vers om. En ons dominee Langwasser het dit nou een Sondag het hy dit genoem in die kerk. Daar staan, want die loon van die sonde is die dood. Maar die teks, die vers eindig nie daar nie. Dit is eintlik so kosbaar verder as ons dit lees. Daar staan, want die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Dit is so kosbaar as ons dit besef. Ken jy Johannes 3 vers 16? Ja. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het, vir elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe sal hê. Jy is reg. Maar weet jy wat jy eendag moet doen is om jou eie naam in
daai vers in te sit, dan sien jy hoe kosbaar en wat 'n groot betekenis dit is vir 'n mens. Maar weet jy, ek wil net vir jou verder lees daar in Johannes 3. Ons lees daar vers, ek gaan sommer jy die woord vir ons lees. Uit verse 17 en 18. Hoe kosbaar is hierdie tekste? Die een sê, vers 17 sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is so kosbaar as mense dit lees. Vers 18 sê, hy wat in hom glo word nie veroordeel nie. Maar hierso is die probleem. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Vry, wil jy nie vanaand die Here vertrou vir 'n nuwe hart, wat nie vol sonde is nie, maar rein en heilig? Weet jy, jy moet eerder die seun van God, Jesus Christus, vertrou, om jou te verlos. Ek wil. Ek het hom nodig. Maar besef jy die koste daarvan? Dat daar sware tye kan kom as gevolg van jou geloof. Dat jy jou ou lewe moet neerlê en dat jy nie vir jouself meer moet lewe nie. Dat die wêreld jou kan verwerp. Jou vriende kan jou verwerp. En dit kan jouself, die wêreld kan jouself doodmaak. Philip, ek is verlore. En ek is bereid om die prys daarvoor te betaal. Weet jy, Vry, hierdie nuwe hart wat jy vanaand hier begeer, is net wat die Here vir jou kan doen. Net hy kan verlossing bewerk deur wedergeboorte van jou. Kom ons bid vanaand. Dan vertrou ons die Here vir 'n nuwe hart vir jou. Sakkie, ek wil so graag hê dit wat jy het. Kom ons bid saam. Weet jy, Philip, as ek nou terugdink, ek het my werk verloor as gevolg van daai kontrak wat ons nie gekry het nie. Ja. En dit het my baie bekommerd gemaak. En ek het tot die Here geroep. Ek het voorheen ook gebid. Maar hierdie keer was dit anders gewees. Waar ek altyd net gebid het vir wat ek wil hê. Het ek hierdie keer gebid, Here, wat wil U vir my hê? En die Here het my gelei na 'n gedeelte daar in Matteus 6, baie bekende gedeelte. Ek dink ek wil dit ons lees so. Matteus 6 van vers 31 af. Ek kan nie die hele gedeelte lees nie, maar net 'n klein stukkie, paar versies. Ek moet net so kans hê, ek moet nie verkeerde gedeelte lees nie. Matteus 6 vers 31. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet en wat sal ons drink? Wat sal ons aantrek? Ja. En dan so eentjie afgaan vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan in vers 34, kwel julle dus nie oor môre nie. En die Here het net so vir my hierdie my eie kom maak of vir my kom wys. Ek moet my nie bekommer oor môre nie. Dit help nie al my harde werk en dinge wat ek doen beteken niks. Ek moet eers die Here soek en hy sal al die dinge in plek laat val. Nou, as ek deesdae stilte tyd hou en ek lees uit die woord uit, ek kan net nie genoeg kry nie. As ek net meer wil hê van die woord van God. Ja, Sakkie. Ek sê dit is so wonderlik om dit te hoor. Ek prys die Here hiervoor. Dit is wonderlik. So. En feit dat ek nou ons kom. Nou, julle, wat net goed om julle te sien. Goed, Kan dit goed? Baie goed. Hoe kan ek die jonge dametjie? Lekker om julle te sien. Kan ek jou koffie of tee kry? Koffie is al vir my, julle keer baie dankie. En jy my nie? Koffie sal lekker is dan toe. Wil jy kom af en nou kom by? Weet jy, as ek hulle tweeetjies nou so sien, dan besef ek net die Here het nou kom wys wat dit beteken om my vrou en my kind regtig lief te hê. Ja. Dat dit 'n keuse is. Dat ek
myself moet neerlê en dat dit 'n opoffering is om so lief te hê. Wat ek ook besef is dat dit nie maklik is nie. Jy is heeltemal reg, Sakkie. Dit is glad nie maklik nie. Dit is eintlik onmoontlik. Maar met die liefde wat Christus vir ons het, met daardie liefde, kan ons lief hê soos hy ons lief het. Maar dan het baie dinge in jou hart verander. So. Ja, dis lig gestel. Dis asof die Here my heeltemal verander het. Dis asof ek 'n nuwe mens is. Ek dink ek verstaan nou die eerste keer waarvan Johannes praat as hy sê ons moet weer gebore word. Dat dis iets wat die Here vir ons doen. Ek kan niks doen om dit self reg te kry nie. Dis dat die Here ons hart moet verander. Ja. Dit is so wonderlik om te kan sê die Here het my hart verander. Amen. Nou, is so kosbaar. So. Baie dankie. Dit is baie lekker. Ek sien die koffie lekker en lekker as wat jy nou die hand vir my gemaak het. Nee, glad nie. Ek het gedog as hierdie groot geheim wat ek nie mag weet nie. Philip, dis wonderlik. Dit pas ons gesin so goed. Kom maar lief, vertel hulle. Ja wel, jy weet ons nou van die werk wat skeef geloop het en die Ja. kontrak en al die gemors daar. Maar die goeie nuus is ek het gister van die splinte nuwe werk gekry. Baie geluk. Baie geluk. Baie dankie. En ek moet sê dis totaal anders as my vorige werk. Ek hoef glad nie meer oortyd te werk nie. Wat dit beteken, eerstens beteken dat die salaris so 'n bietjie gekrimp het. Maar weet jy wat beteken dit nog? Omdat ek nie oortyd gaan werk nie, het ek nou tyd om saam met my kosbare pragtige vrou deur te bring. Ek gaan selfs heel moontlik ekstra tyd hê om al Ogies se netbalwedstryde te kyk. Kyk nou nie. So ja, ek het net soveel vrede en gemoedsrus. Dis 'n voorreg. So. Oef, kyk ons staan die tyd. Philip, jy moet my asseblief verskoon. Ek het nog baie werk om te doen vir Seker, skool. nogmaals dankie vir die koffie, dis heerlik. Dis 'n plesier. Altyd aan die hart gedoen as jy. Ja, Sakkie. Jy is erg soos 'n nuwe mens wat nie vir my sê. Ja, ek is opgewonde om dit te doen. Liefie! Sal jy my asseblief kom help om hierdie ding te dra? Dis vreeslik swaar. Asseblief kom help my gou. Jy hoor, wat ek begin vir daai help. Ek gaan nou weer terug wees hoor. Reg is Sakkie, jy moet doen wat 'n man moet doen. Praat nou weer terug iemand. Ja, Ogies. Kan ek vir oom iets vra? Ja, natuurlik, jy kan met enigiets vra. Wat het gebeur met my mamma en pappa? Wat bedoel jy? Hulle is anders. Hulle is weird. Maar, as weet ek nie. Soos, wanneer die krag moet afgaan, maar dit bly aan. Of weet soos oom weet. Wat soos ek weird is. Maar ek het nooit so daar omgegee vir my mamma nie. My mamma het altyd vinnig kwaad gehad en dan so hulle begryp en nie weer praat nie. Nee, nou, wat gebeur dan nou? Wel, as mamma nou kwaad raak, dan sê ek my jammer. Maar mamma raak ook nie meer gauw kwaad nie. Ek verstaan nie. Papa kom na my wedstryd toe, hy staan belang in my. Wat het gebeur dat hy so belang in my staan? En mama? Wat doen mama? En mama is nog erger. Sy is onvermens op die straat. En sy bid so baie. Ek dink sy bid meer as wat sy praat. Sy en papa lees my uit my hand en bid so my elke dag. En ons gaan elke Sondag kerk sien. Wow, elke Sondag? Ja, maar dis baie lekker daar. Baie van my maatjies is daar. En juffrou Martin wat my klas gee is my gunsteling. Sy is awesome. Die doen nie Hans ons lang preek. Maar dan gee ek gewoonlik in. Ogies, ja, jy is helemaal reg. Ons doen nie skakeltyd 'n bietjie lang preek vir al hy doen nie lang asem. Maar verstaan jy wat die dominee preek? Meeste van die tyd. Hy het ons geleer van Genesis en hoe God vir ons omgee. En hy het ook geleer van 'n vrou wat vrug geëet het en gesondig het. O, en laasweek het hy ons geleer van die vrug van die Gees.
ken jy dit? Liefde, blydskap, vrede en ek dink iets met sag en 'n woed. Sagmoedigheid. Klink dit al bekend? Dis reg. Maar dis wat my ouers geword het. Oom, is daar foute daar? Logies, weet jy net, daar was fout met jou ouers gewees. Net soos met elke liewe mens op aarde is, van geboorte af. En selfs met jou ook. Maar weet jy wat? Die God van die Bybel het hulle harte aangeraak en hulle genees. Ek hou van my ouers so. Hulle is wel 'n bietjie strenger met my, maar ek dink ek sal die vrugte daarvan pluk eendag. Maar oom gaan my ouers so bly. Oogies, dat hierdie oom vanaand vir jou 'n groot geheim vertel. Weet jy wat? As God 'n werk begin doen, gaan geen mens dit keer nie. Weet jy, papa en mamma gaan miskien struikel of hulle gaan dalk 'n foutjie maak hier en daar, maar hulle gaan net al meer en meer soos Jesus word. Wow. Dankie oom. Ek hoop om soos my mamma en papa te word eendag. So wil sê, daai groot oom met die minne hare kan baie praat. Hoe weet jy hoe mooi ek dit moet doen? Het jy ooit gelieg? Who cares? Almal doen dit. Het jy ooit gesteel? Wel, net hard. Maar kom ek gee vir julle vandag nou 'n goeie stukkie nuus. Goeie stukkie. As jy 'n goeie mens is, as jy gereeld kerk toe gaan, en jy is betrokke by jou kerk, kyk ons kan nou nie almal ouderlinge wees nie, maar elkeen het hulle gedeeltjie wat hulle moet bydra. As jy 10de gereeld gee, ja, maar nie so reg kyk nie, ek weet party van hulle nie. Kyk so nou en dan 'n sleutel, hoor. En jy is in die algemeen net 'n goeie en 'n lekker mens. Die dag as jy dan sterf, dan waarborg ek, Christian ouderling nou vir jou. As jy die dag sterf, dan gaan jy reguit hemel toe. En daar is niks bedek wat nie geopenbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. En hy het oor hulle gesê, dit is julle wat julle self regverdig voor die mense, maar God ken julle harte. Want wat by die mens hoog geag word, is 'n gruwel vir God. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel, maar hy wat die wil doen van die Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragte gedoen. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken, gaan weg van my af, julle wat die ongeregtigheid bewerk. Wee julle, skrifgeleerdes en fariseërs, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite wel fraai, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mens wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons geregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het almal verdorp soos blare,
en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. You say that you're following Jesus, but I don't think you know what it means. 'Cause all I can see is you with your dreams saying, Jesus, won't you come follow me? He gave you his life, he gave you his spirit, he gave you so you could give too. So he said, follow me, there's work to be done, and the workers have always been few. You say that you're following Jesus, so now follow and no looking back. Hand to the plow, I'm tired of you talking, there's no time to lose, are you trying to hide? There's a wind in the sails, but you're still in the harbor, while millions are drowning out.